Baie welkom by Agapai Gemeente aanlyn en dankie dat jy gekies het om by ons aanlyn diens in te skakel. My naam is Dawie van Skoor en ek is die gemeenteleier by Agapai Gemeente en ek weet jy het soveel aanlyn opsies wat jy kan kies van wanneer dit kom by aanlyn dienste. Maar dankie dat jy hierso is. Ons wil dit graag vir jou die moeite werd maak. Ek weet en ons almal by Agapai weet die lewe is moeilik, die lewe is gekompliseer. En daarom wil ons vir jou inhoud skep en vir jou inhoud gee wat jou kan toerus en jou kan help om hierdie lewe suksesvol te leef. So, ons hoop jy geniet die diens en as jy daarvan gehou het, deel dit asseblief met iemand anders. Dan kan jy die sitplekke inneem en ook aan almal wat aanlyn ingeskakel is, baie welkom. Ek weet nie of ek dit al vir julle vandag gesê het nie. Nou, wat 'n voorreg vir my om so 'n bietjie met die paas vandag te kan gesels. So een dag 'n jaar wat ek amper net met die manne kan praat. Maar as jy nou 'n dame is hierso, maar nou nie uittap hierso nie. Ek weet jy gaan definitief ook baie leer vandag. So ek praat vandag spesifiek met al die paas en al die oupas en al die pleegpaas en stiefpaas en geestelike paas en toekomende paas, almal wat nog gaan paas word ook. En ek het gedink aan die begin van hierdie Moedersdag, begin van hierdie Vadersdag. Dink ek is baie belangrik om die wit olifant uit die weg te ruim. En dit is eerstens dat dit nie Moedersdag is nie, maar die wit olifant, ons ruim baie keer wit olifante hier weg op 'n Sondagoggend, nê. So die wit olifant wat ek vandag uit die weg wil ruim, is, ek weet nie of jy dit besef het nie, paas, maar Moedersdag is groter as Vadersdag. Weet jy hierdie? Moedersdag is baie groter as Vadersdag. Maar ek sien hier's 'n paar paas wat my so kyk en sê, okay. Kom ek sê jou hoekom, en kom ek sê jou hoekom ek dit glo. Want as jy gaan kyk na restaurante se besprekings vir Moedersdag etes, dit maak amper net nadat die back to school advertensies daar aan die einde van Januarie klaar maak, begin die Moedersdag besprekings. Jy kan nie op Moedersdag in 'n restaurant instap en dink jy gaan plek kry nie. Dit is net so. Vadersdag, wanneer begin die Vadersdag boekings? Dit het gister begin, en nog steeds kan jy vandag instap en jy gaan plek kry. Ek het bietjie gaan lees, FNB, die First National Bank groep, hulle het navorsing gedoen, as jy my nog steeds nie glo nie, en hulle het bevind, dat Suid-Afrikaners spandeer 50 miljoen rand aan Moedersdag geskenkies. 50 miljoen rand. En Vadersdag spandeer hulle omtrent net die helfte daarvan. So dit sal omtrent so 25 miljoen rand wees. En as dit nie, as jy dink Suid-Afrika se stats is baie, moet jy oor wat Amerika se is. So hulle Amerikaners spandeer 23 biljoen dollar op Moedersdag. En hulle spandeer net 12 biljoen op Vadersdag. En ek gaan kyk toe in China, hoe gaan dit daar? Toe sien ek China het nie eens 'n Vadersdag nie. Daar's net 'n Moedersdag. So ek glo regtig, die wit olifant is uit die weg geruim. Moedersdag is groter as Vadersdag. So maas, julle bly nog steeds die beste. Julle bly top. So kyk, ons gee vir ons maas 'n lekker handeklap op Vadersdag. En hier's 'n paar paas wat sê, okay, dit maak nie lekker vir my sin nie. Maar paas, ek wil vir jou sê, alhoewel maas nommer 1 bly, alhoewel maas ons favorites bly, is daar een ding wat jy as pa, en net jy as pa, uniek vir jou kinders kan doen. En wat is daai ding? Dit is om jou kinders te seën. Moeders kan ons favorite wees, maar daar is iets wat net jy as pa kan doen, en dit is om jou kinders te seën en uniek kan doen. En voordat ek dit aanpak, wil ek net vir 'n oomblik hierso sê, ek besef hier's ma's wat regtig hulle bes te doen. Jy's dalk 'n enkel ouer, of vir baie verskeidenheid redes is 'n pa dalk nie beskikbaar om hierdie te doen, en jy gee jou beste shot, en ek wil vir elke ma sê, ek salute jou. Maar in praktyk het ek besef en in praktyk het ek geleer dat wanneer 'n pa sy kinders seën, dan is dit soveel meer effektief en soveel meer kragtig as wat enige ander persoon dit probeer doen. As dit van 'n pa afkom, dan dra dit net soveel meer gewig. Dit maak net soveel meer saak. Dit beteken net soveel meer vir kinders wanneer 'n pa sy kinders seën. En wat bedoel ek met seën? Blessing is 'n Engelse woord. Jy sit dalk hier en jy dink, wat bedoel jy met seën? Nou, ek weet seën, die woord seën het nogal so 'n bietjie 'n godsdienstige ondertoon. Nou, party mense dink as jy seën hoor, dis amper iets soos, ons vra die seën aan die tafel. Ek wonder ek gaan nie vra wie dit doen nie, maar ons vra die seën. En dan het jy al gesien, dan gaan jou pa in so mouden. Hy's loud, hy gaan aan bid en sê, seën Vader, wat ons eet, ons dit nimmer nooit vergeet. Amen. Nee.
Julle het dit al gesien, so 'n mode, dis so 'n wisseling wat. So dis dalk die seën. Party mense sê nee, weet jy wat die seën is dalk miskien iets wat jy vir iemand sê, bless you nadat hulle genies het. Bless you, all those you sprayed upon. Bless you. Miskien as jy dalk miskien dink jy aan die Ou Testamentiese mense, jy weet die aartsvaders of so wat hulle kinders geseën het. Daar's baie verskillende idees wat ons oor seën het. Maar kan ek vir jou sê wat sê die HAT, die handwoordeboek of verklarende handwoordeboek van die Afrikaanse taal? Hierso is hy. Dit beteken goedkeuring. Seën is om jou goedkeuring te gee. Dit is om guns te bewys. Dit is om voorspoed toe te wens. Dit is om 'n bevestiging, 'n affirmation, 'n validation te doen. Dit is om heil vir iemand toe te wens. Nie heiltrane nie, heil soos 'n heil goeie wense nie. 'n Blyk van guns van 'n hoër mag. Dis wat die HAT sê. En ek dink daar's iets in elke een van ons wat vandag hier sit wat graag daai seën wil hê soos ons groot word. Ek dink jy wil dit dalk miskien eerste van jou onderwysers sê of jy dalk van 'n coach of jy 'n rolmodel, maar daar is niemand van wie jy dit meer wil hê as jou ouers nie. En dan ultimately en in besonder is daar geen ander enkele persoon van wie jy hierdie seën meer wil hê as van jou pa nie. As jy my nie glo nie, ek het dit so ruk terug ook gesê, kyk bietjie as jou kinders in die swembad spring. Hulle spring 15 keer in die swembad, 30 keer in die swembad. Kyk hier pappa, en ek sê, so great, dis dieselfde as die laaste 10 minute. Maar okay, dis great, en dan te sê, wow, ek is trots op jou. Dis my, wow, dis wow. Weet dieselfde ding, dis greater, jy weet en so aan. Of die kinders hol om die huis, kyk hoe vinnig hardloop ek, of hulle ry fiets, of jou dogter kom op en sê, kyk hoe mooi lyk ek is prinses, en sy sê, jy's beautiful, jy's mooi. Hoekom is dit so? Want ons het van kleins af daai begeerte om daai seën te kry. Ek wil hoor. Dit is iets in my hart wat vol gemaak word as ek hoor. Ek is trots op jou. Ek is lief vir jou. Jy het wat dit vat. Jy's special, jy's kosbaar. Jy's belangrik vir my. En soos ons klein kindertjies, klein dogtertjies en klein seentjies groot word, ontgroei, ek glo ons ontgroei nooit ooit daai behoefte om hierdie seën te hoor nie. Ons ontgroei nooit daai behoefte om hierdie seën van ons paas te hoor nie. Ons smag na dit. En weer eens, ma's, ek dink julle is baie beter hiermee as wat paas is. Ek dink ma's is great daarmee om hulle kinders te bless. Ek dink ma's, jy weet, die woorde van bemoediging en goedkeuring en bevestiging en affirmation, ma's is goed, dit kom net van nature vir hulle en dis wonderlik dat julle dit doen. Maar kan ek vir jou sê, dit val net anders in 'n kind se hart. Dit val net anders in 'n mens se hart wanneer 'n pa daardie seën vir sy kinders gee en sy kinders seën. En ma's julle is great daarmee, maar dit is net anders as 'n pa hierdie ding doen. Dis totaal anders hierdie. So ma's, ek wil nie julle moet dink dat ek julle rol enigsins minag nie of julle invloed enigsins minag by julle kinders nie. Dis nie my intensie nie. Ek wil julle nie kwaad maak in die kerk vanoggend nie, dames. Dis great dat jy hierdie woorde sê. Dis great dat jy hierdie ding baie keer beter doen as wat jou manne doen. Maar die realiteit wat jy vandag moet verstaan is hierdie. En dit is, kinders smag na hulle ma se liefde en obviously ook na hulle pa se liefde, maar weet jy wat? Hulle smag na hulle pa se seën. Hulle smag na hulle ma se liefde en ook na hulle pa se, maar kinders smag na daardie seën, daai validation, daai goedkeuring, daai affirmation, daai wat ons nou gelees het in die HAT. Kinders smag na dit van hulle pa af. Kom ek lees vir wat hierdie bekende familieterapeut gesê het, dis John Tram, 'n Amerikaner, en hy het hierdie woorde gesê. Lees dit saam met my, so hy sê, no matter your age, the approval of your parents affects how you view yourself and your ability to pass that approval onto your children, spouse, and friends. This is vital to your self-esteem and emotional well-being. Wat sê John Tram vir ons? Hy sê vir ons die mate waartoe jou ouers jou geseën het, en spesifiek jou pa jou geseën het of nie geseën het nie, het 'n profound invloed op die manier wat jy verhoudings gaan doen. Met jou vrou eendag, 'n profound impak op die manier wat jy verhoudings met jou vrou dalk gaan doen, of met jou man dalk gaan doen as jy 'n vrou is, en hoe jou verhouding met jou kinders en met jou familie gaan bou. Die manier hoe ons ouers geseën het of nie, het 'n absolute massive impak op mense, en 'n massive impak op die wêreld. Nie van julle onthou Lion King nie, dis so 'n bekende gedeelte. Ek weet dis baie paas wat dit al saam met julle kinders moes gekyk het, en as daai gedeelte kom wat Mufasa so vir Simba aan die einde onthou wie was, dan kry jy self bietjie trane in jou oë en sê, "Joeg, ja, airfreshener is sterk hierso vandag," of wat ook al nie.
Maar wat sê hy vir hom? Hy sê, remember who you are my son and a true king, nee. Sy pa validate hom, hy affirm, hy sê, dis wie jy is. Wat jy die laaste ruk gedoen het, is nie wie jy is nie, hy kom affirm, en dan verander dit Simba se hele lewe. En dan gaan Simba som en dit verander Pride Rock, want Simba verstaan sy pa het hom gevalidate en die wêreld verander. En dis hoekom ek sê, mense se lewens word profoundly geïmpakteer, die wêreld word profoundly geïmpakteer, omdat ouers en pa spesifiek hulle seën of nie seën nie. So kan ek vir jou 2 baie persoonlike vrae vra vanoggend. Ek wil nie met hand opsteek of in die ribbes pomp of enige so iets doen vanoggend nie. Maar hier is die 2 vrae. Die eerste vraag wat ek jou wil vra vandag is, wat wens jy kon jy van jou pa af gehoor het? Wat wens jy kon jou pa vir jou gesê het? Wat wens jy? Ek wens het my pa dit vir my gesê. Maak nie saak hoe oud of hoe jonk jy vandag is nie. Wat wens jy jou pa het vir jou gesê? En die tweede vraag daarmee saam, baie persoonlike vraag is, wat het hy vir jou gesê? Miskien sê vandag wel, ek wens my pa het vir my gesê, ek is trots op jou. Ek wens my pa het vir my gesê, ek is lief vir jou. Ek wens my pa het vir my gesê, ek gee om, ek is daar vir jou, ek gee om oor jou. Jy is vir my kosbaar en spesiaal. Jy is my wêreld. Dalk sê my pa het vir my gesê, kan jy nie meer soos jou sussie of jou boetie wees nie. Of weet jy wat, ek is teleurgesteld in jou. Of weet jy wat, jy is besig om my hart seer te maak, of weet jy wat, jy sal dit nooit regkry nie, of jy sal nie, of jy kan nie, of jy het nie, of jy gaan nie. Ek dink vanoggend as ek daai 2 vrae vra, dan is die verskillende emosies, nee, is van ons wat mooi memories het as jy in hierdie vrae dink, want jou pa het dit reg gekry hierdie. En dan is die vandag van ons wat hierdie hoor en pynvolle memories het. En ek wonder of dit nie dalk miskien die meerderheid van ons vandag is nie. Dalk het jy gehoor, ek is trots op jou, ek is lief vir jou. Dalk het jy gehoor, weet jy wat, jy is nie waardig nie, jy gaan dit nie maak nie. Dalk het jy niks gehoor nie. Dalk was jou pa net afwesig gewees, dalk nog steeds afwesig. Dalk was jou pa aanwesig gewees, maar emosioneel was hy totaal en al afwesig gewees. En partykeer sê stilte nogals meer as wat woorde sê, nee. En jy voel vandag, maar weet jy wat, ek het nie daai seën van my pa afgekry nie. Wel, hier is die deal. Ons as kinders en ons as mense, as ons nie daai seën van ons pa afkry nie, en pa, jy moet my mooi hoor vandag, julle wat ingeskakel is, as ons nie daai seën van ons pa afkry nie, dan gebeur daar iets baie, baie gevaarlik met ons. En weet jy wat is dit? Jy probeer jou hele lewe om jou pa verkeerd te bewys. Jy probeer jou hele lewe lank vir jou pa bewys, jy is goed genoeg. Jy probeer jou hele lewe vir jou pa wys, I have what it takes, ek is worthy. Spandeer jou hele lewe om hierdie te doen, en soos jy jou hele lewe spandeer om jou pa verkeerd te bewys en te bewys, maar ek is goed genoeg en ek het alles wat ek nodig het vir die lewe, kry jy in die proses jou eie kindertjies, en weet jy wat gebeur? Jy dra daai baggage alles op jou kinders oor, en dit word herhaal van generasie tot generasie. John Tram sê die volgende vir ons, en ek weet daar staan trend, maar dis tram, trein, wat ook al, so hy sê die woorde, hy sê, parents who do not give the blessing, have usually never received it themselves. Is dit nie waar nie, nee? Jy kan nie gee wat jy nie het nie. As jy hierdie nie gesien het nie, as dit nie aan jou gemodelleer is deur 'n pa nie, deur 'n ma nie, dan weet jy nie hoe dit is nie. Jy weet nie hoe dit moet werk nie, jy weet nie hoe om dit te doen nie. En dan gaan daar die seer en daai gebrokenheid en daai siklus gaan net aan van een generasie na die volgende generasie. En daarom het ek gevoel op hierdie Vadersdag wil ek vanoggend praat oor die seën met ons paas en met ons voornemende paas. En ek dink as jy nog nie 'n paas nie is, is dit so great dat jy hierdie vandag hoor, want jy kan dit reg begin. Jy het nie al klaar 'n rekord wat jy dit verkeerd gehad het nie, jy kan dit van voor af reg begin hierdie. So dit is nie vandag om jou te laat skuldig voel nie, paas is nie met laat skuldig voel nie, dit is nie om jou ouers af te kraak wat dit dalk nie vir jou gegee het nie, dit het niks met dit te doen vandag nie. Dit gaan vandag daaroor dat as jy hierdie nie gekry het nie, as jy nie weet hoe om hierdie te doen nie, as jy sonder hierdie lewe, dan moet jy hierdie vandag weet, en dis die goeie nuus. Daai seën is nog steeds vandag beskikbaar vir jou. Jy dit nou gekry het of nie gekry het nie, daardie seën is vandag beskikbaar vir jou. En paas, ek wil vir jou sê, vandag kan 'n geleentheid wees waar jy van scratch af
'n nuwe begin in jou familie maak. Hierdie kan 'n plek wees wat jy 'n lyn in die sand trek in jou eie lewe en sê tot hier toe en nie verder nie. Ek gaan van hier vanaf vorentoe nie dieselfde weer doen nie. Of jy nou daai seën ontvang het of nie ontvang het nie, vandag kan jy daai siklus breek. Jy kan vandag sê ek is van vandag af klaar daarmee. En ek gaan hierdie ding by my laat stop. Dit gaan nie verder as ek nie. En jy kan selfs jou stamboom vorentoe kan jy verander. Daai keuse, dis eintlik scary. Daai mag is vandag in jou hande. En dalk sit jy hier vandag en jy het daai seën van jou pa gekry. Jy het daai woorde gekry van jou pa af. Dan wil ek jou help vandag om 'n goeie rentmeester daarvan te wees. Want is jou verantwoordelikheid as jy dit gekry het, dat jy dit aan die volgende generasie toe sal oordra. Jy is 'n custodian van daardie seën, om dit oor te dra na die volgende generasie toe. So, wat ek vir die res van ons tyd wil doen, wat ons nou oor het saam met mekaar vanoggend, is ek wil met jou 'n eenvoudige, dit is nie rocket science hierdie nie, ek gaan met jou 'n eenvoudige, maar ek glo powerful, kragtige manier deel, wat jy jou kinders kan begin seën, wat jy jou familie kan begin seën. En hierdie seën bestaan uit 3 dele uit. Ek noem dit sommer die 3voudige of 3-ledige seën. En jy wonder dalk, waar kry ek hierdie seën? Kom ek sê vir jou, waar kry ek hierdie seën? Hierdie seën, kry ek nie by Rihanna Nel of Retief Burger of enige iemand nie. Hierdie seën kry ek by die beste pa ooit. Ek kry hierdie seën by die beste pa in die wêreld, die beste pa in die heelal. En dit is God ons Vader, wat sy seun Jesus Christus geseën het. En wat ek wil doen is, ek wil vandag vir jou sê, as jy nie kinders het nie, en jy sê wel ek het nie kinders nie, dan wil ek hê jy moet besef dat hierdie seën is ook vir jou. Hierdie seën is ook van toepassing op jou lewe, en alhoewel jy nie noodwendig kinders het om dit mee te gaan doen nie, as jy met 'n gat in jou hart sit rondom hierdie seën, dan kan die Here ook vandag vir jou kom help. En die Here wil daai selfde seën wat hy oor sy seun Jesus uitgespreek het, hy wil daai oor jou lewe vandag kom uitspreek. Hy wil hê jy moet daardie seën ook vandag ontvang. So, ons gaan vandag saam kyk na God ons Vader, en hoe God die Vader, God die Seun geseën het. En ek glo in daardie oomblik wat ons in die woord van lees, wat Matteus vir ons vasgevang het, sien ons die perfekte model en die perfekte voorbeeld van hoe ons kinders kan seën, hoe ons families kan seën, hoe jy as pa vandag kan begin om hierdie te doen. So hierdie het vroeg begin in Jesus se bediening. Jesus se bediening het eintlik begin met dit. So ons lees dat Jesus gedoop is. So hy was in die Jordaanrivier, Johannes die Doper is besig om te doop, en Matteus skryf dit vir ons dan in sy 3de hoofstuk van sy boek. So kom ons lees dit saam. Op 'n dag het Jesus van Galilea af by die Jordaanrivier aangekom om deur Johannes gedoop te word. So Johannes is besig om te doop, en Johannes gaan groot daarso in die doopwaters van die Jordaanrivier, en hier kom Jesus na hom toe, nê. Maar Johannes wou hom keer, want Johannes was Jesus se neefie gewees, en Johannes het presies geweet wie is Jesus, en hy het presies besef, Jesus moet my eintlik doop. Ek is nie eens waardig om sy sandale vas te maak nie. Ek moet hom nie doop nie, hy moet my doop. So hy gooi wal. Hy sê nee Jesus, jy moet my doop, ek moet jou nie doop nie. Hy sê daar, u behoort my tog veel eerder te doop, het hy gesê. Dis ongehoord dat u nou na my toe kom. Dis interessant dat Johannes sê vir Jesus Christus wat's gehoord en ongehoord, nê. Maar nou het Jesus hom geantwoord, wag nou, ons moet God se wil juis op hierdie manier gehoorsaam. Daarop het Johannes ingestem en hom gedoop. So wat sê Jesus? Hy sê daar is vir my niks belangriker as om die wil van God te gehoorsaam. Jy sien jy Jesus se hart teenoor sy pa? Daar is vir my niks belangriker as om die wil van my Vader te gehoorsaam nie. Daar is vir niks belangriker as om te doen wat vir hom belangrik is nie. En interessant genoeg, ons het nou gesien die 2 mense gedoop is hierson, as jy wonder, hier sê Jesus self, ons moet God se wil juis op hierdie manier gehoorsaam, om gedoop te word, op hierdie manier baptizo, onder die water gedruk te word en uitgehaal te word, onderdompel te word, dit is die wil van God. Dis wat God wil hê, dis Jesus se woorde, dis nie my woorde nie, nê. So hy sê hierso, dan volgende, daarop het Johannes ingestem en hy het hom
gedoop. So Johannes doop hom en dit was glad nie so mooi sanitized area soos hierdie nie. Dis in die Jordaanrivier. Toe ek in Israel was, het ek omtrent 25 mense daar gedoop. Ek was die enigste predikant op die toergroep, so ek het mense daar gedoop en dit is regtig geswild hoor. So dis in 'n rivier wat bruin is en ons riete en al dan dis nie hierdie mooi kristalhelder water en so. Jy weet, dit lyk nie soos daai reflective pool in Washington, daai blou. Dit lyk nou nie so nie. So Jesus word gedoop en die oomblik toe hy uitgehaal word uit die water uit. Toe hy opstaan uit die water uit, toe gebeur daar iets merkwaardigs wat jy nie hierso moet mis nie. God die Vader skeur die hemel oop. Hy trek die gordyn tussen hemel en aarde weg en hy seën sy seun Jesus publicly voor almal wat daarso betrokke is. En die Vader kom wys vir ons as aardse ouers en as aardse paas hoe ons kinders moet seën. En as jy nie kinders het nie, kom wys hy vir jou hoe hy jou wil kom seën. En as jy met 'n gat in jou hart sit vandag en besef my pa dit nooit kom doen in my lewe nie, kom wys hy vir jou wat hy vir jou wil kom doen. So die Vader kom seën Jesus en in daardie aksie van seën, daai handeling van seën, sien ons dit ontvou in 3 verskillende dele. En ek wil daai 3 verskillende dele, waarskynlik sê die 3 dele van seën of die seën, wil ek graag met jou share vir 'n oomblik. En dit het 'n massive impak op Jesus gehad en dit kan 'n massive impak op jou verhouding met jou kinders hê. Dit kan 'n massive verhouding en jou impak op jou verhoudings hê. Kan 'n massive impak hê op die manier wat jy jou familie doen. So wat gebeur toe Jesus opstaan? Hier lees ons hoe dit plaasvind, die 3 dele van seën. Toe Jesus, na Jesus se doop, het hy dadelik uit die water geklim. Net daar gaan die hemel toe vir hom oop en hy sien hoe die Gees van God soos 'n duif op hom afdaal of neerdal, sê van die ander vertalings. Wow, dis so kosbaar hierdie. En in hierdie vers sien ek die eerste deel van seën. Wat beteken dit heel eerstens om jou kinders te seën? Wat beteken dit eerstens? Ek noem hierdie die seën van teenwoordigheid. Die seën van teenwoordigheid. En hierdie eerste deel van die seën is so ongelooflik belangrik. Dit beteken dat jy teenwoordig sal wees in jou kinders se lewens. Dat jy betrokke sal wees in jou kinders se lewens. En soos ek gesê, die Vader illustreer hierdie vir ons so beautiful. Wat doen hy? Hy skeur die hemel oop soos ek gesê het en hy sê voor almal daarso, verskyn hy daarso en hy sê basically vir Jesus daar, ek sien jou raak. Ek is betrokke by jou doop. Ek is betrokke by jou bediening, want daai doop het Jesus se bediening af laat skop, nê. Die Vader sê ek is betrokke. Ek is teenwoordig by jou. Ek is hier en ek is saam met jou in hierdie moment. En ouers, hierdie is so belangrik om te verstaan, want weet jy wat, Jesus het geweet, sy Vader is oral. Jesus het geweet, sy Vader is alomteenwoordig, hy het geweet, sy Vader sien alles, en hy het geweet al, was daar nie so verskyning gewees nie, sy Vader sien wat gebeur. Is dit nie amazing nie, maar ten spyte daarvan kom die Vader nog steeds, nadat hy weet dat Jesus weet, hy sien alles, en hy maak 'n public display waarin hy sê, ek is teenwoordig in jou bediening, ek is betrokke by jou lewe, ek is betrokke by hierdie missie, en ek doen dit waar almal dit kan sien. Paas, moenie die krag van jou teenwoordigheid in jou kinders se lewens onderskat nie. Wat beteken dit? As ons kinders wil seën, dan moet ons by hulle betrokke wees. As jy jou kinders wil seën, moet jy teenwoordig wees, jy moet fully present wees in jou kinders se lewens. Wat beteken dit? Sit die foon neer. Maak die laptop toe. Kyk op. Sê vir jou kinders, ek is by jou. Gaan na jou kind se wedstryd toe, gaan kyk die wedstryd wat jou kinders speel. Gaan sit langs die veld. Ek weet jy het baie ander goed om te doen, maar gaan sit daar. Gaan sit by die koor optrede. Gaan sit 5 keer by die koor optrede. Kyk na jou dogter wat met jou praat. Gaan sit by hulle op die bed. Bid vir hulle. Spandeer tyd saam met jou kinders. Ek weet nie of hierdie weet nie, maar dit is so belangrik om jou kinders te seën deur jou teenwoordigheid vir hulle te gee. Dis een van die grootste geskenke wat jy jou kinders ooit kan gee. Ek was vir 10 jaar, meer as 'n dekade was ek 'n youth pastor gewees. Het ek met jong mense gewerk, het tieners, honderde van hulle, dalk duisende.
En ek wil vir julle sê, soveel keer het ek saam met kinders gesit, dan sê hulle vir my, ek het die beste tokse en die beste klere en die beste brands wat daar is, maar ek gee eintlik net om oor my pa. Ek sal in iets anders gespeel het as my pa, ek sê net langs die veld was en gekyk het na my. Weet jy wat, ek soek nie al hierdie goed nie, dis kinders wat dit sê, wat tieners is van nature 'n bietjie materialisties, wat sê, weet jy, ek gee nie om oor hierdie goed nie, ek wil net my pa hê, ek wens net my pa tyd vir my, wens net my pa kom by my uit. Die Vader hoef hier nie te gedoen het nie, maar die Vader kom wys vir ons dat jy moet jou teenwoordigheid vir jou kinders gee. Jy moet betrokke wees by jou kinders. En dit beteken, jy moet tyd gee vir hulle. Want ek glo in my hele hart en siel, great ouers sit hulle teenwoordigheid op repeat. Daar is geen geld in die wêreld wat jou teenwoordigheid kan vervang nie, of 'n plaasvervanger vir dit kan wees nie. Daar's geen goedjies wat jy vir hulle kan koop nie. Daar's geen materiële dinge wat dit kan vervang of replace nie. As jy jou kinders wil seën, begin dit daarby dat jy teenwoordig moet wees in hulle lewens. Maar dan sien ons 'n tweede ding wat ontvou hierso. Ons sien 'n tweede deel van die seën. Nie net teenwoordig wees nie. Ons sien die Vader doen 'n tweede ding. En hy stel vir ons so 'n mooi voorbeeld as jy jou kinders wil seën en as jy wil ontvang dit wat hy vandag vir jou wil kom gee. En dit is die seën van aanraking. Hierdie is vir my net so kosbaar gewees. Kom ons lees daai. En Jesus, hy skeer die hemel oop en ons sien die volgende gebeur. En hy sien hoe die Gees van God soos 'n duif op hom neerdal. Wat is die tweede movement, kan ons amper sê hierso van seën, is die seën van aanraking. So nadat hy ten volle teenwoordig is in Jesus se bediening en Jesus se lewe, en voordat hy die woorde van seën oor sy seun uitspreek, in die tweede plek kom hy en hy kom raak sy seun aan deur die aanraking van die Heilige Gees. En wat jy moet sien hierso, hy sê, Gees van God soos 'n duif op hom afdaal. Dit daal op hom af, dit daal op hom neer. Wat doen die Vader? Hy kom raak sy kind aan. Hy kom raak Jesus aan. God die Vader kom raak God die Seun aan deur God die Heilige Gees. En dis een van die plekke wat jy die drie-eenheid so mooi sien in die Nuwe Testament. Dis 'n beautiful illustrasie van God wat 'n drie-eenige God is. En hy kom raak hom aan. Ons amper sê hy kom plaas sy hand deur die Heilige Gees, kom plaas hy op sy seun. En ek weet paas, hierdie is moeilik vir ons, nê. Die seën van aanraking. Want ons is groot gemaak, jy moet taaf wees. En jy moet macho wees. En jy wys nie emosie nie, en jy wys nie gevoelens nie, nê. Jy doen nie hierdie nie. Maar dan kom die Vader en hy kom wys ons, as jy jou kinders wil seën, dan moet jy hierdie doen. En ek wil met alle respek dit sê teenoor God die Vader, hy's redelik nogal macho gewees in die Ou Testament, gaan kyk bietjie na dit, kyk in die Nuwe Testament, gaan kyk bietjie wat doen hy met sy vyande, gaan kyk bietjie hoe die Rooi See oopgemaak is. God is magtig en 'n mighty warrior, nee. Maar ten spyte daarvan kom hy, en hy kom daal neer en hy kom raak sy seun aan deur die Heilige Gees. Op Jesus daal hy neer. Hy raak hom aan. En ek het die krag van hierdie gesien toe my kindertjies gebore is. Hulle was 6 weke te vroeg gebore, die tweeling, en hulle was in NICU en United ICU, was hulle vir 'n maand. En ek onthou ons moes daar gaan sit het elke dag, en dan het ons hulle gekangaroo. Ek vra vir Melindrie gisterand, wanneer vra ek vir sê, hoorie, wat het ons daai ding genoem, soos hulle baboon, of sy sê kangaroo, ek sê, okay. En ons gaan sit, en dan sit jy na ICU, jy knoop jou hemp oop, en jy vat daai lyfies, en jy druk hulle so teen jou. En ek het vir die susters gevra, waar gaan dit? Dan sê hulle vir my, jy sal nie glo nie, as daai skin to skin, as jy dit met jou kinders doen, dan word die bonding hormone vrygestel, hulle word gouer gesond, hulle kom vinnig reg, hulle groei. Dis unbelievable, net daai touch van jou hart teen hulle hart, jou skin op hulle skin. En dit het my weggeblaas toe ek daai tyd in dit betrokke was. En toe sien ek, maar hierdie is die waarheid, die seën van aanraking. Maar dit kan nie daar stop nie. Dit kan nie nou stop toe jou kind 'n babietjie was of in jou arms was, en dis nou maar wat dit is, en dis nou maar waar dit eindig nie. Kan nie daar stop nie. As jy jou kinders wil seën, wees teenwoordig in hulle lewens, koop tyd uit. Moenie vir my sê jou kinders is belangrik vir jou, maar jou kalender weerspieël dit nie. Moenie vir my sê gee om vir jou kinders, of jy seën jou kinders, maar kan dit nêrens sien in jou skedule nie. Dit moet daar reflekteer. Maar tweedens, seën jou kinders deur hulle aan te raak. God die Vader wys vir ons, hy kom raak sy seun aan. Hy kon ook nie die hemel oopgemaak het en almal kon geweet het, dis genoeg, maar hy kom en hy kom raak hulle aan, kom raak Jesus aan deur die Heilige Gees. So, Baas, ek wil jou vra vandag, ek wil jou challenge, kom vat aan jou kinders.
Daar's niks so kragtig en so groot impak soos 'n appropriate touch van 'n ouer of van 'n kind nie. Druk jou kinders. Druk jou kinders. Sit jou hand op hulle skouer. Soen jou dogter op haar voorkop. As jy seuns het, stoei met hulle op die mat, nê. Weet dis uitputtend, veral as jy nou oor 40 is soos ek. Kyk, dit is jy under siege, nê. Dis rof. Maar vat aan hulle, gaan sit by op hulle bed, as jy vir hulle bid, sit jou hande op hulle, salf hulle, raak aan hulle. En ek weet die tieners gaan maak asof hulle dit glad nie like nie, maar hulle like it. Ek het altyd, toe ek youth pastor was, het ek altyd gesê, daar's 'n onsigbare woorde wat op 'n tiener se voorkop staan. En al die tieners wat hier is, julle moes eintlik nie hier wees om dit te hoor nie, julle moes bo wees. Maar dit is, notice me. Sien my raak. Dis al wat hulle wil hê, sien my raak. En as ouer, vat aan hulle. Klap hulle op die rug en sê vir hulle, jy kan dit doen man, high five hulle, raak aan hulle. Die vader het gevoel is belangrik, en ek dink ons as paas en as vaders moet ook begin voel dat dit belangrik is, as dit vir hom belangrik was. Woorde alleen kan nie aan kinders kommunikeer wat betekenisvolle aanraking kommunikeer nie. Dit gaan nooit voldoende wees nie. Wat sê dit vir kinders? Dit sê vir kinders, ek is hier by jou. Ek is saam met jou. Ek is vir jou. En dan sien ons hier, eintlik vir my dink ek, jy weet, een van die belangrikstes van die 3, sien ons die 3de deel van die seën, van om jou kinders te seën. En dit is deur hulle te seën deur die gesproke woord, om lewe oor jou kinders te spreek. En weer eens, die Vader het dit so goed gedoen, nadat hy sy teenwoordigheid vir sy kind gegee het, vir Jesus, die seun. En nadat hy hom betekenisvol kom aanraak deur die Heilige Gees, kom doen hy die volgende en hy kom spreek lewe, woorde van lewe, kom spreek hy oor die seun Jesus. En hier sien jy dit in die volgende gedeelte, nadat die Heilige Gees op hom neerdaal, hy daal op hom neer, die Vader raak hom aan, deur God die Heilige Gees, en daar kom 'n stem uit die hemel wat sê, dit is my geliefde seun, in wie ek welbehaag het. En hierdie kom uit die ou vertaling uit, dit is my so mooi, ek het hierdie, as van kinds af ken ek hierdie woorde, toe dink ek gaan nie die NLV vir hom gebruik nie, ek wil hierdie hê. Dit is my geliefde seun, in wie ek welbehaag het. En in hierdie gesproke woord, hierdie 3de deel van seën, sien ons, hier kom 3 woorde uit, of 3 frases uit, wat elke ouer hulle kind mee moet bless. Elke kind het nodig, hierdie is die modelsin, as jy ooit 'n sin gesoek het, want jy sê ook, ek weet nie hoe my kinders te bless, ek weet nie hoe woorde van lewe te spreek nie, ek weet nie hoe my kinders te seën deur gesproke woorde nie, want ek het dit nie ontvang nie. Die Vader kom wys vir ons hierso. En in hierdie 3de deel van die seën, die gesproke woord, sien ons, daar's 3 spesifieke woorde wat gespreek moet word oor 'n kind. Die eerste woorde hierso is, my seun. My seun. Wat doen hierdie woorde? Die Vader kom en hy kom bevestig sy seun se identiteit. Hy kom sê vir Jesus, jy is my seun. Dis niemand anders se seun nie, jy is my seun. Voordat die wêreld kom om vir Jesus te kom sê wie hy is, en julle sal die Nuwe Testament lees en sien, daar's baie mense wat baie goed vir Jesus gesê het, jy's dit en jy's dat en jy's so, maar hy het niks van daai goed vir homself gevat nie. Hoekom nie? Want hy het gehoor, hy het geweet, die Vader het vir hom gesê, jy is my seun. Jy vind jou identiteit in verhouding met my. Jy vind jou identiteit in verhouding met wie ek is. En wanneer die wêreld kom en vir jou iets anders kom sê, wanneer die wêreld dit wil herdefinieer, dan onthou jy, ek het vir jou gesê, jy is my seun. En dit is so belangrik om hierdie as ouers te kom doen. Van kleins af vir jou kinders te sê, jy's my seun, jy's my dogter. Hoor jy my? Jy's my dogter, jy's my seun. Vul jou van daarin. Jy's 'n van skoor. Dis wie ons is. Jy's deel van ons, want elke mens het 3 diep behoeftes. En dis om te behoort, dis om waardevol te wees en te weet ek kan 'n verskil in die wêreld maak, I have what it takes. En wanneer jy sê jy's my seun, jy's my dogter, wat doen jy? Jy kom spreek daai behoefte aan om te behoort. Ek behoort hierso. Hierdie is my mense, dis my pa, dis my huis hierdie. En wanneer jy dit doen, dan gee dit vir hulle 'n fondasie vir hulle lewe. Dit gee vir hulle 'n wegspringpunt. Dit sentreer hulle eintlik vir hulle lewe going forward. Want wanneer die wêreld dan kom en hulle kom bevraagteken, wanneer die wêreld dan kom en hulle, jy weet, allerlei vraagtekens agter hulle identiteit kom sit, dan gaan hulle nie vir daai goed val nie. Wanneer die wêreld vir allerlei leuns kom vertel, dan gaan hulle nie vir daai goed val nie. Hoekom nie? Want hulle weet, ek is my pa se seun. Ek is my pa se dogter. Dit is wie ek is.
En as jy my nie glo nie, dink aan wat met Jesus gebeur het. Dis altyd vir my crazy hierdie. Net nadat die Vader hierdie vir hom gesê het, jy is my geliefde seun in wie ek welbehaag het. Net daarna gaan hy en hy word versoek in die woestyn. En wat is die eerste ding wat die Satan vir hom sê met die eerste versoeking? As jy die seun van God is. Wat doen hy? Hy kom question onmiddellik, heel eerste sy identiteit. Dis altyd die heel eerste groot challenge wat ons kry. Die vyand kon bevraagteken ons identiteit. En hier's 'n ander realiteit wat jy moet verstaan. As hulle nie hulle identiteit in jou gaan vind as pa wat dit vir hulle sê nie, gaan dit in die wêreld gaan soek. Hulle gaan dit in 'n ander verhouding gaan soek. Hulle gaan dit in 'n ander sirkel gaan soek. Hulle gaan dit op 'n ander plek gaan soek. Want ons het die begeerte in ons om te weet, ek behoort iewers. Ek is deel van iets. Ek is deel van 'n groep mense. En hulle gaan dit soek by iemand anders. En die scary deel is, as hulle dit daar kry, wat gaan met hulle lewens gebeur as hulle daai leuns inkoop? En ons sien wat in die wêreld aan die gang is, julle. Ons sien wat in die wêreld aan die gang is. Julle weet wat aangaan in die wêreld oor identiteit en identity, fluidity en al daai goeters nie. Ons weet hoe die wêreld kom met identiteitssteel en kom herdefinieer. Ons sien dit gebeur. Ek glo een van die grootste antidotes daarvoor is as ons as ouers, as paas van kleins af begin en sê, nee, maak nie saak wat die wêreld sê nie. Dit is wie jy is. Dis wie ons is. Jy's deel van ons. Jy's my seun. Jy's my dogter. Vul jy eie van en jy's van skoor. Baie keer as ek my kinders moet kom, partykeer dissiplineer nie, partykeer nie, baie gereeld moet dissiplineer, dan sê ek baie keer vir hulle, ek is nie teleurgesteld in jou nie. Ek sê ek is teleurgesteld. Dan sê ek, maar ek is nie teleurgesteld in jou nie. Ek is teleurgesteld in die feit dat jy vergeet het wie jy is. Ek is teleurgesteld in die feit dat jy vergeet het wie jy is. Jy's my kind. Jy's van skoor. Ons doen dit nie so nie. Ons lewe nie so nie. Dis nie ons waardes nie. En vul jou van daarin. Is teleurgesteld omdat jy vergeet het wie jy is. Dit is so belangrik julle, om hierdie te doen. En maak nie saak of jou kindertjies klein is of hulle tieners is, ek en jy kan aanhou om hierdie te doen. Want die eerste aanval is altyd op identiteit. Die Satan, die vyand, het die seun van God nie gespaar nie. Guess what? Hy gaan jou kind ook nie spaar nie. En jy moet daar die seun oor hom uitspreek. Dit is my geliefde seun of dogter. So laat weet jou kinders waar hulle identiteit lê. Laat hulle verstaan dat jy bly is dat hulle aan jou verwant is. Dat jy bly is dat hulle jou kinders is. Dan die tweede woord wat ons hier uitkry, hy sê my seun, en dan die tweede woord is 'n byvoeglike naamwoord. Hy sê nie net my seun nie, hy sê my geliefde seun. So in die eerste uitspraak van die Vader, my seun, kom bevestig hy sy identiteit. Tweedens kom hy en hy kom bevestig sy liefde, sy hart teenoor sy seun. Dis grait dat jou seun en dogter weet dat hulle jou kind is, dat die identiteit vasgemaak word, maar partykeer voel hulle, is ook maar net wat ek is maar net nog 'n kind hierso, nee. Daarom is dit so belangrik as ons kinders wil seën en woorde van lewe wil spreek, dat ons vir hulle sal sê, jy's my geliefde seun, jy's my geliefde dogter, ek is lief vir jou, jy beteken die wêreld vir my, ek is bly oor jou. En dat dit publiek sal doen, dat alle mense dit sal hoor, laat jou kinders dit verstaan, sê dit gereeld. Ek probeer so ver as wat ek kan, en glad nie dat ek die perfekte ouer is nie, asseblief, maar ek probeer regtig my bes om elke dag vir my kinders te sê, verskeie keer, ek is lief vir jou. Weet jy, ek is lief vir jou. My kinders rol hulle oë so, ja, ons weet, ek is lief vir jou, ek wil hê jy moet dit weet. Jy is my seun, maar weet jy wat, jy is nie net my seun nie, jy is my geliefde seun, en jy is my geliefde dogter. Dit is vir my lekker om jou te hê in my lewe. En dan die derde woord wat ons sien, die Vader hier gebruik, en ons praat oor die laaste manier van seën is woorde, gesproke woorde van seën, en die derde woord wat jy jou kinders moet spreek, is in wie ek welbehaag het. Wat bevestig hy laastens? Die Vader kom bevestig, jy's nie net my seun nie, ek is nie net lief vir jou nie, ek like jou ook. Ek is trots op jou. Baie keer weet jou kinders, jy's lief vir hulle, maar hulle is nie altyd seker of hou jy baie van hulle nie. Nee, hierdie ene is, ek het vreugde oor jou, ek is trots op jou, ek is bly oor jou. Ek is nie net lief vir jou nie, ek is bly oor jou, ek is bly dat jy in my lewe is. En as ons kinders wil seën, met ons hierdie woorde oor hulle uitspreek en vir hulle sê, weet jy hoe welbehaag het ek in jou? Dalk nie daai woorde gebruik nie, hulle gaan nie weet wat dit is nie. Om dalk te sê, weet jy, ek dink jy van die ander vertalings, die NLV sê, hoe trots is ek op jou.
Hoe dankbaar is ek vir jou? You have what it takes. En hy het gesê as 3 behoeftes, en eintlik, as jy mooi daaraan dink, dan spreek die Vader al 3 behoeftes in sy seun se lewe aan, want Jesus was volkome God, maar hy was ook volkome mens gewees. So hy het met hierdie behoeftes rondgeloop, nee. Hy kom sê vir hom, jy is my seun, jy behoort. Ek sê, ek is lief vir jou, jy is waardevol, en laastens, ek het 'n welbehae in jou, you have what it takes, ek is trots op jou, jy kan 'n verskil in die wêreld maak, you have what it takes. Hy sê dit vir sy seun, en hy sê dit vir almal om te hoor. Ek's bly as jy dit vir jou kinders in privaat sê, maar dit is so belangrik om hierdie vir jou kinders ook te sê in die publiek, oral waar jy gaan, dat jou kind sal weet, ek weet dit, en almal rondom my weet, dit is wat my pa van my dink. So hoe seën jy jou kinders? Seën jou kinders, wees teenwoordig. Raak hulle aan. En spreek hierdie woorde van lewe oor hulle. Jy is my geliefde seun of dogter. Jy is my seun, jy is my dogter. En ek het 'n welbehae in jou. Ek is trots op jou. Ek het vreugde oor jou. En dalk ten slotte sit jy vandag hierso en jy sê vir jouself, weet jy wat, dit klink vir my baie mooi, maar weet jy Dawie, ek het hierdie nooit ontvang van my pa af nie. Ek weet nie hoe gaan ek hierdie doen nie. Ek het dit nooit in my lewe beleef nie. Ek weet nie regtig hoe ek hierdie gaan doen nie. Of dalk het jy nie kinders nie. En jy sê, weet jy wat, ek het nie regtig kinders om hierdie mee te doen nie. En jy dra miskien daai leemte in jou hart, jy dalk daai gat in jou hart vandag hierso wat sê ek het hierdie nooit ervaar en beleef nie. Dan wil ek vir jou sê, kom ons gaan net gou terug na daai vraag toe wat ek in die begin vir jou gevra het, of net so na die begin. Wat wou jy gehad het moes jou pa vir jou sê? Wat wens jy het jou pa vir jou gesê? Kom ek sê jou, ek het 'n vermoede, dis iets soos dit. Jy is my geliefde seun. Jy is my geliefde dogter, en wie ek 'n welbehae het. Ek vermoed, dis wat jy wou hoor, nee? Nie waar nie? Dis wat jy eintlik wou gehoor het. En miskien is dit te laat vandag om dit by jou aardse pa te hoor. Miskien is jou aardse pa net nie meer teenwoordig nie. Miskien is jou aardse pa nie meer met jou vandag nie. Miskien is die verhouding met jou aardse pa gebreek, of miskien is jou pa aanwesig, maar hy is nog steeds emosioneel afwesig. En dit voel vir jou, ek weet nie of ek hierdie ooit gaan hoor nie, en dalk gaan jy dit nooit van hom af hoor nie, maar die goeie nuus vandag is, hierdie woorde is vandag nog steeds vir jou beskikbaar. Jy is my geliefde seun, jy is my geliefde dogter, en wie ek welbehae het. Nie van jou aardse pa nie, maar van jou hemelse Vader af. En deur Jesus Christus kom nooit die Vader jou vandag uit om hierdie woorde in jou lewe te doen. En sê, maar hoe weet ek hierdie is nie net vir Jesus gewees nie? Hoe weet ek hierdie is vir my? Johannes, Jesus se disipel, skryf vir die woorde. Hy sê, maar aan almal. Wie? Almal. Hoeveel is almal? Almal is almal. Almal wat hom aangeneem het. Aan hulle het hy die mag gegee, die reg gegee, die autoriteit gegee om kinders van God te word. Aan hulle wat in sy naam glo. Wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is. Aan almal wat hom aangeneem het, het God die reg, die autoriteit, die mag gegee om sy kind te word. En guess what? As jy sy kind is, dan kan jy aanspraak maak op alles wat kindskap behels. En jy kan alles wat kindskap behels, kan jy vir die Vader vra om ook vir jou te kom gee. En as hy vir sy seun gesê het, jy is my geliefde seun en wie ek welbehae het, as jy sy kind is, kan jy die autoriteit en die mag opneem en sê, wel, dan gaan ek dit ook vat vir myself. Dan gaan ek ook begin glo dat hierdie vir my is. En ek gaan ook in hierdie vandag begin lewe. Die ongelooflike goeie nuus vandag waarmee ek wil klaarmaak is dat as jy Jesus aanneem as jou redder, as jy hom aanneem as jou koning, as hy jou sondes kom vergewe en hy kom maak jou vry en hy kom verlos jou en hy gee vir jou 'n nuwe eindbestemming, die hemel, in plaas van die hel waarin jy op pad was. Weet jy wat gebeur? Hy kom gee ook vir jou splinter nuwe identiteit. Jy kry splinter nuwe identiteit. En dit beteken jy hoef nie jou hele lewe lank te spandeer om jou pa verkeerd te bewys nie. Jy hoef nie jou hele lewe lank te spandeer om te wys jy is goed genoeg nie. Jy hoef nie jou hele lewe lank te spandeer om te wys ek is iets werd nie, ek is worthy, wel by die werk en by vriende en deur goed wat ek doen en wat ek besit en wat ek nie besit. Ek is iets werd, notice me nie. Jy kan dit net ontvang. Jy kan net in daardie seën begin lewe. Hoorie wat sê ek vandag vir jou, as jy God se kind is, as jy Jesus volg, het jy die seën. Dit gaan nie meer oor wil God jou seën nie, hy wil. Jy het dit. Jy moet dit net ontvang. En vanuit dit begin lewe. En dit wil ek vandag vir jou sê,
hou op om na jou aardse pa se seën te streef en begin net om vanuit hierdie seën van jou hemelse pa te leef. Hou op om te strewe vir jou pa om dit te sê. As hy nie vir jou gesê het nie, wat, hou op om daarna te strewe. Begin lewe uit die seën van God ons Vader vir elke een van sy kinders. Aan elke broer, aan elke suster, aan elke boetie en sussie wat vandag hier is, wil ek vir jou sê, die vraag is nie, wil God jou seën of nie, die vraag is die volgende, sal jy sy seën ontvang vandag? Sal jy glo dat hierdie ook vir jou bedoel is as jy 'n kind van God is? As jy Jesus aangeneem het, sal jy dit ontvang vandag? Want hy wil dit vir jou kom gee. Dis available, dis beskikbaar. Jy moet dit net vat. En dan sê jy, hoe moet ek dit doen? Wel, eerstens, jy moet hom aanneem as jou redder. Jy moet hom aanneem as jou koning. Kan hom nie net as jou redder aanneem nie, want redder beteken hy kom red jou uit, maar dan moet hy die koning van jou lewe ook word. Jy moet in sy koninkryk, in 'n kingdom, begin lewe met hom as koning, as sovereign van jou lewe. En so ek sê, hy vat jou sondes weg, hy vergewe, hy maak jou vry, maar weet jy wat kom doen hy nog? Hy gee jou daai splinter nuwe identiteit. So jy gaan dit vandag dalk eers moet doen. En as jy nodig het om dit vandag te doen, kom asseblief na die diens vorentoe. Kom bid saam iemand. Ek wil ons gebedsmense vra, ons gebedsspan wees hier voor. Kom bid saam met iemand en sê, ek wil hom aanneem vandag, want jy kan nie hierdie ontvang as jy hom nie aangeneem het nie. Dan sê jy dalk, maar ek het hom lankal aangeneem. Ek is sy kind. Ek volg Jesus, maar ek het nog steeds hierdie gat in my hart. Weet jy wat? Dan moet jy vandag ook 'n keuse maak en daardie autoriteit, daai mag, daai reg wat hy van praat, jy moet die autoriteit vat. En dan moet jy in daardie autoriteit begin lewe en sê, maar ek is 'n dogter van God, ek is 'n seun van God, so hy gee my die autoriteit om hierdie woorde te hoor van hom vandag. Jy is my geliefde seun, jy is my geliefde dogter, in wie ek welbehaag het. Hoekom stop 'n speedkop my, wat so klein is en daar uit die pad spring sy uit? Hoekom stop sy my in Speedy? Ek weet jy's vandag hierso, maar hoekom stop sy my? Hoekom stop ek vir? Hoekom ry ek nie net om haar nie? Ek gaan nie Speedy gebruik vir want ek sal vir hom stop as hy my stop. Okay, maar hoekom ry ek om enige ander speedkop net so? Hoekom sal ek dit doen? Hoekom doen ek dit nie? Want daai persoon het die autoriteit. Daai persoon het 'n uniform aan. En as daai persoon sê stop, dan stop jy. Nie omdat hulle groot is of sterk is of wat ook al nie, behalwe nou Speedy weer is, maar die res van hulle, jy stop, want hulle het die volle autoriteit. En hulle kom in daai autoriteit na jou toe. En ek en jy daai volle autoriteit ontvang en ons moet eintlik daai uniform aantrek en sê, maar Here, U sê te welbehaag in my. U sê ek is U seun of dogter. U sê ek is U geliefde seun of dogter en ek gaan dit nie by die wêreld soek nie. Ek gaan nie my pa verkeerd probeer bewys nie. Ek glo dat U dit oor my gespreek het en ek vat dit vandag uit U hand uit. Op hierdie Vadersdag wil ek ons kom challenge om ons lewens te verander. Paas, ek wil julle kom challenge om julle huise te verander. Ek wil julle challenge om julle kinders en julle verhoudings met julle kinders te verander. Ek wil julle challenge om julle kinders te begin seën. Ek wil julle challenge om daai keuse te maak, daai besluit te neem en te sê, ek gaan my kinders seën deur teenwoordig te wees, deur hulle aan te raak en deur die woorde van lewe oor hulle te begin spreek. En jy hoef nie noodwendig jou pa te gehad het om dit vir jou te sê nie. As jy Jesus volg, ontvang dit net en lewe uit die autoriteit uit. Okay? Begin sommer vanmiddag aan die etenstafel. Doen dit sommer vandag. Moenie wag tot Dinsdag nie. Begin dit sommer nou doen. Mag die Here ons huise transformeer. Ek gaan vir jou afsluit en dan gaan ek dit ons 'n lied speel. Sy naam is Die Seun. En dan terwyl die ander uitbeweeg en jy het nodig om met iemand te kom saam bid hiervoor, dalk net 'n sit daarso en dinge met die Here uit te klaar, dan wil ek jou nooi om dit te doen. Maar kom ek bid eers vir jou. Here, dankie vandag dat U ons kom seën. Dankie Here Jesus dat as ons U volg, as ons U aangeneem het, as U die koning van ons lewe is, Here Jesus, dan het ons hierdie, dan kan ons aanspraak maak op alles wat kunskap behels. Ek bid Here Jesus dat U vir ons vandag sal kom help om hierdie stap te neem om ook ons kinders te begin seën, Here, om ons vrouens te begin seën, om ons huise te begin seën, dat ons uit hierdie seën uit sal begin lewe, dat hierdie siklus gebreek sal word, dat Paas vandag sal sê, ek trek die streep, dit stop by my. En al is dit nie wie ons is nie, Here, al het ons nog nooit gedoen nie, U gee ons die autoriteit om hierdie te kan doen, as U kinders. En as ons nie U kinders is nie, mag iemand vandag in hierdie plekke besluit neem, Here, aanlyn besluit en sê, ek wil U kind wees, ek wil hierdie, ek wil die mag kry, die autoriteit, die reg, om 'n kind van God genoem te word, en alles ontvang, wat kindskap van God beteken. Ek bid dit vandag, Here Jesus, kom help vir ons, kom seën ons, Here,
En help vir ons, Here Jesus, dat daai gat in ons hart sal regkom, sal vol word, en dat ons in U seën sal uitgaan vorentoe, en ander sal seën. Ek bid dit in die naam van Jesus Christus, en almal sê saam met my. Amen. Mag die Here julle seën.